Ek wil net sê, ek is baie dankbaar dat ons hier so saam kan wees. Dit is vir my vrou en vir my die grootste vreugde dat ons op die vliegtuig geklim het, maar ons het die rookwolke en die stof gemors van Gauteng agtergelaat. En ons het gesien hoe die land stelselmatig groener geword het as wat ons gereis het hierheen. En dit was regtig ware vreugde. Toe ons land en die wind sê, hallo, jy's in die Kaap. So ek staan stop. En ons sê, hoor. Dis beter. Okay, ekskuus. Ek is jammer nou, ek kan die hele storie herhaal vir die mense wat agtersit. Het jy dit gehoor? Nee, ek het goed gehoor, dit is al reg. Maar dit is regtig 'n groot vreugde om hier saam te kan wees. Ek is baie dankbaar. Kom ons begin soos ons moet. Liewe Here, magtige God, ons kan nie sonder U nie. Ons, liewe Here, is ten volle van U afhanklik. Ek is van U ten volle afhanklik. Om nou te kan vertel, liewe Here, van dit wat U vir my op die hart gelê het, kan spreek tot mense se harte. Dit is nie iets wat ek kan doen nie, die Heilige Gees doen. Mag U Uself nou verheerlik, liewe Here. Dankie dat ons hierdie voorreg gehad om so heerlik te kan saam sing en U naam te loof. Mag daai selfde stemme nou saam met ons wees, as wat ons verder leer die woorde hoor gesels. Met danksegging in Jesus naam. Amen. Ek nooi vir jou saam met my te blaai na Thessalonisense. Spesifiek 2 Thessalonisense 2 vers 15. 2 Thessalonisense 2 vers 15. En dit sê, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Dit sê nou daar so staan vas en hou julle aan, maar in die Grieks dan, dit sê basies, staan vas, hou vas. Hierdie is die teksgedeelte wat albei van die hoofgedagtes van hierdie naweek se tema vasvat. Staan vas, hou vas aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En dis van Paulus geskryf aan die Thessalonisense. En nou die vraag, maar werklik, die Thessalonika is baie verder van hier. Hulle praat Grieks. Daar's baklava en souvlaki en moussaka en sulke goeders wat hulle eet. Hulle ken nie van bobotie en koeksusters en petkoek en sulke dinge. Hulle weet nie wat is dit. Hulle praat nie Afrikaans nie. Hulle het nie selfone nie. Hulle het nie 'n Bybel of volledige Bybel soos wat ons het nie. Wat is dan die raakvlak tussen hierdie mense wat soveel jare gelede geleef het? Dis nagenoeg 2000 jaar terug, wat die brief geskryf is aan hulle. 1980, sê maar. Amper 2000 jaar terug is die brief aan hulle geskryf. Hoe is daar 'n raakvlak? Nou hierdie is hoe ek weet daar's 'n raakvlak. Blaas net saam met my na 1 Thessalonisense. Net so kort stukkie terug, links in jou Bybel. Of op, as jy so Bybel het. En ek lees ons die eerste stukkie van Thessalonisense. 1 Thessalonisense 1, dan sê dit, vers 2. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, van die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus en Christus, vir ons God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. Nou ek wil graag kan sê dat ek is 'n broeder wat deur God bemin word. Jesus het ons lief. So okay, goed, ons het raakvlak. En dan gaan dit so 'n klein stukkie verder.
Ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het. Die woord met baie verdrukking ontvang het. Is dit 'n algemene verskynsel vir mense om bymekaar te kom op Vrydag aand en die woord te vat en te sê, wat sê die Here vir ons vandag? Is dit 'n algemene verskynsel? Nee, dis heel uniek. Is dit 'n algemene verskynsel vir mense om te sê, dat ek is jammer, maar ek gaan nie heeltemal saam met hierdie gedagte dat net dit wat jy voel in jou hart is okay. Enigiets wat jy voel is okay. Die Frozen teologie. Julle weet wat is Frozen teologie? Weet julle wat is dit? Follow your heart. Enigiets wat jy voel in jou hart, jy kan daarin gaan doen en dit is okay. Glo ons dit? Nee, ons glo nie dat jy kan alles doen wat jy sommer voel nie, want bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie kan dit ken? So te midde van verdrukking, dan is ons besig om te sê, maar daar's 'n manier om te lewe. En dis wat die Tessalonisense gehad het. Julle sal onthou in Handelinge, dan was daar 'n hele opskudding wat plaasgevind het in die stad van Thessalonika, toe hierdie boodskap die eerste keer gebring is, toe daar gepreek is van Jesus. Toe was mense gesê, wat? God self, wat saam met ons kom woon, het opgestaan het in die dood, en dit verlos my van sonde. Hy gaan my skoon was. Hy het vir my plek gemaak in die hemel. En die boodskap is ontvang met vreugde, na Paulus 3 sabbat agter mekaar wat hulle gepreek het, en toe kom daar ouens en hulle sê, nee. En toe was daar opstand. Daar was grootskaalse opstand in Thessalonika. Maar hierdie brief was geskryf vir hulle, om vir hulle te bemoedig wat in die minderheid was. Hulle te bemoedig wat deur swaar tye gegaan het. En ek wil graag hierdie stukkie wil ek beklemtoon. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons. 1 Tessalonisense 2:13. Daarom dank ons God ook, sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig het, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, soos die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Ek het die voorreg gehad om Woensdag en vandag Vrydag, ja, gister en eergister, toe was ek by die Koinonia Synode se byeenkoms in Vanderbijlpark. En julle het miskien nog gehoor van die Koinonia Synode. Dit is die behoudende mense in die NG Kerk wat bymekaar gekom het en gesê, maar ons kan nie saamgaan met die liberale golf nie. En daar was 3 Adventiste wat daar so was, waarvan ook een was. Die mense, kyk eens 'n bietjie vreemd, maar jy is nie NG nie. Ek sê, ek is nie NG. Ek is besprinkel in die NG Kerk, maar ek is daar weg. Maar ek skuur skouers graag saam met die skrifgetroues. En die werklikheid is dat daar is 'n aftakeling van wat plaasvind van die woord. 'n Afwatering wat plaasvind. Oralste waar mens gaan. Maar hier is die stuk wat ons hierso lees. Dit sê dat hier is nie die woord van mense nie. Hier is nie woorde van iemand oor God nie. Hier moet ek nie vashou na die woord van God, geïnspireer deur die werk van die Heilige Gees. En dis waar ons moet vashou. Staan vas en hou vas wat julle geleer is. Deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Nou dit net nou van praat, klink nou miskien 'n bietjie teoreties. Dit is heel okay wat ons weet van dit. Dit is teksboek, dit is 'n papieroefening wat ons nou mee besig is. Ek wil graag vir julle vanaand vertel van 'n verhaal van waar die woord vasstrak plek gekry het in 'n man se lewe. Waar het die woord vasstrak plek gekry en wat het daarvan gekom? Hierdie is Sergeant Jacob Daniel Bescheizer. En op die 7de Desember 1941 was hy was 'n vliegtuigwerktuigkundige
wat vir die Amerikaanse weermag en daar's 'n vliegvleuel, as jy dit so kan sê, van die weermag en uitgewerk op bomwerper, spesifiek die B-25 bomwerper. Hy was 'n werktuigkundige. En hy was besig om te bekwam as 'n bomwerper. Die ou uiteindelik moet gaan skat, hoe kry jy hierdie vleende of gevaarlike vleende voorwerp om daai teiken te tref. Terwyl hy besig was om aardappels te skil, toe kry hy ewe skielik 'n nuusberig wat daai oggend plaasgevind het. Dis 'n Sondagoggend en vroeg. Nie baie vroeg tenminste. Net na 7:00 die oggend toe het die Japaneese weermag Pearl Harbor aangeval. En daar was 350 vliegtuie wat toegesak het op Pearl Harbor. En die Amerikaners het seker omtrent 120 vliegtuie gehad op die grond. Na die aanval was daar was net 40 van hulle wat nog steeds kon vlieg. Daar was duisende mense wat op die basis was. 2300 van hulle het gesneuwel. 1100 vind hulle self in die hospitaal. Dis 'n skrikwekkende aanval wat daar geloods was. Daar was minder as 100 Japaneese soldate wat hulle lewe verloor het. So jy kan hierdie nie met mekaar vergelyk nie. Tot vandag toe dan staan dit nog steeds as die grootste enkele nederlaag in Amerika se geskiedenis. En hulle het die USS Arizona is heeltemal vernietig. Hulle het, en nou moet ek probeer om al die name te onthou, die USS Shaw, die USS Pennsylvania, die USS California, wat 'n vliegdekskip is. Al die is gesink in die hawe. En dit was 'n skrikwekkende nederlaag wat hulle gelei het. Die een na die ander van die Stille Oseaan se vloot, se skepe is net vernietig. En niemand het dit verwag nie. Niemand het enigiets sien kom nie. Net uit nergens het hierdie aanval gekom en dit hulle heeltemal onverhoeds betrap. En as ek dit reg onthou, was dit Franklin Delano Roosevelt wat gesê het, dit sy woorde was, it is a day that will live in infamy. Dit is 'n dag wat ons altyd met die grootste misnoot sal beskou. Die dag gaan altyd berig wees. En die volgende dag, toe verklaar hulle oorlog. En Amerika die Tweede Wêreldoorlog betree en hulle maak plan om vir Japan aan te val. Maar hierdie was die eerste keer wat Amerika eintlik gevoel het dat hulle was op 'n manier wat hulle aangeval kan word. Hulle was veilig voor hier. Tydens die Eerste Wêreldoorlog, hulle was veilig. Dit is die ander kant van die Atlantiese Oseaan. Maar hulle het gedink hulle is aan die ander kant van die Atlantiese Oseaan van al die drama in Europa is. En die volgende oomblik hier so op hulle voorstoep word hulle Stille Oseaan vermoëns heeltemal geneutraliseer. En hulle kan niks doen. Wat staan daar vir hulle om te doen? En hulle kies toe vir 'n hoogs gedekoreerde, dis nie Anglisisme nie, 'n hoogs gedekoreerde soldaat met die naam van Jimmy Doolittle. Luitenant-kolonel Jimmy Doolittle, en hy was nie 'n ou Doolittle nie, hy het toe met 'n plan vorendag gekom van hoe om Japan te gaan slaan wat dit seermaak. En hulle nooi toe verlede van die 17de bomgroep om by hulle aan te sluit. Maar dit is alles vrywilligers. Hulle het gesê, as jy wil saamkom, jy's welkom. Ons verwag dit nie van jou nie. As jy wil, dan kan jy saamkom, maar moenie verwag om terug te kom nie. Dis 'n uiters geheime sending, maar jy moet doodseker wees jy wil hierdie doen. En op daai stadium van die wedstryd, toe was daar net een ding wat Jacob de Shazer wou gedoen het. Sy woorde was, ek wou Japan laat boet. Ek wou hulle laat boet, hulle moes bloei. En hierdie was die idee vir die aanval, dat hulle sou van 'n vliegdekskip, sou hulle bomwerpers stuur, want hulle sou nie geheim naby Japan gekom het, hulle sou binne in Tokio hierdie aanvalle gaan loods.
een na die ander. En hierdie was nog nooit voorheen gedoen nie. En hulle kies toe hierso vir 'n paar van die manne, die man wat hier voor staan, heel links is 'n Jacob de Schuyzer, tweede van links is 'n Bob Hyde, die derde een as ek nie besef nie is Bob Meader en die volgende is Chase Nielsen, die vierde, die tweede van regs. En Bob Hyde is die vlieënier en op hierdie stadium in die wedstryd is Jacob de Schuyzer gekwalifiseer as 'n bomwerker. En hulle laai toe vir die eerste keer ooit op die USS Arizona, nee, ja, hier is die Arizona, ja, excuse, dis nie Arizona, dit is Saint-Louis. Maar hulle laai toe, excuse, USS Hornet, daar sê, nou krijg ek my naam agtergevraag, hier is die USS Hornet, laai hulle die B-25 bomwerkers op dit, 16 van hulle. Hier was nog nooit gedoen in die geskiedenis. En hulle werk so gewees, kom so naby aan Japan as wat jy kan, en jy rugskade. En hulle gaan doen dit. En toe op die dag wat hierdie gaan plaasvind, dis nou na maande se oefening. Die aanval, onthou het plaasgevind, ek het ons gesê, dis die 7de Desember, Pearl Harbor plaasgevind, 1941, op die 18de April 1942, 5 maande en 'n bietjie van oefening, bring hulle self hierso. Maar op die dag van die aanval, toe was dit baie slegte weersomstandighede, dit is groot duiwes, en toe moes hulle soos wat hierdie boot besig is om te ry en te duik. Toe moes hulle hom die tydsberekening reg kry, dat as jy wil sê, terwyl die boot so afwaarts duik, dan kan jy kan nie dan opstyg nie. Hulle moes toe kon kry dat jy die tydsberekening reg is en die tyd wat die boot besig om te ry, dan styg hulle op. En hulle moes vinniger opgestyg het as wat verwag was. Ek gaan net gou so 'n oombliekie terugspring. Vergewe my. Okay, so die idee was, vlieg oor Japan, bom, hom, gaan land in China, want China was Amerika goed gesind. As jy dit kan maak. As jy dit nie kan maak nie, maar hulle groot gedeeltes van die B-25 het hulle uitgehaal om addisionele brandstof aan boord te kan sit. Maar dit is baie ver in. En toe op hierdie dag waar die weer so sleg was, toe ongelukkig, toe sien die Japanese vissersboot hulle raak. En toe het kolonel Doolittle tot hy gesê is dat ons net een opsie, ons moet so gou as moontlik met ons in die lug kom, want ons kan nie gevang word hier, sê die Hornet met almal aan boord, jy het net een Japanese vliegtuig nodig om verby te kom, en dan is die hele sending is op sy eie. So toe lanceer hulle, so gou as dit kom, en hulle kry hulle almal in die lug. Maar nou is die kans wat hulle eintlik Japan kan tref en oor dit vlieg, is nou baie min. Dis baie minder dat hulle eintlik die doel gaan bereik. Maar dit was nie net suksesvol nie, dit was uiters suksesvol en hier is waar president Roosevelt ek dink dit Medal of Honor, dit is die hoogste medalje wat gegee kan word, die hoogste eerbetoning vir 'n soldaat wat gegee kan word, sit dit vas op nie meer luitenant, kolonel nie, maar generaal Doolittle. Pen dit hom vas. Hierdie was in Mei gewees van 1942. Maar geen net een gedeelte van die storie. Want ongelukkig vir hierdie manne, het dit nie heeltemal so mooi uitgewerk. Al die vliegtuie moet op 'n of ander manier neergestort het, hulle moes uitgespring het met valskerms en dies meer, maar van hulle is naby in China. Hulle het hulle spesifieke vliegtuig, the Bat out of Hell, het hulle dit genoem. Want hulle wou allerhande soorte hel wou wat neerwen op Japan. En hulle sending was baie goed. En Jacob de Schuyzer is baie goed opgelei, want hy het sy bom laat val presies opteiken binne in Nagoya. En hulle het 'n vliegtuigfabriek wil vernietig. Maar hulle kon dit nie maak tot 'n veilige gebied nie. En waar hulle toe geland het, was 'n gedeelte van Japan wat beset was, 'n gedeelte van China wat beset was deur die Japaneese. En hy word daar in hegtenis geneem. Daar was 8 van hulle, 3 van hulle was onmiddellik doodgeskiet. Die res van die 5 van hulle was weggeneem. Daai nag word
Mevrou de Scheiser, sy ma, word wakker met hierdie angsbeklemming om haar hart, van as ietsie verkeerd met my kind, ek moet vir hom dit, en sy bid en sy smeek vir hom, Here, red my kind asseblief. Ek smeek nie, red my kind. Hy is nie een van die wat om die lewe gebring was nie. Hy is nie tereggestel. Later toe kom die nuus deur van wat plaasgevind het, hier by die 19de April, toe besef hulle, maar hier is nou groot moeilikheid, en hulle kry toe 'n boodskap na haar, deur die loop van April, en waar te sê, mevrou de Scheiser, ons is baie jammer, ons glo dat u seun is dood, en sy sê, ek het woord van hoër gesag, dat hy nog steeds lewe, baie dankie. Maar dit gaan bitter swaar met hulle. Al is dit so, en haar gebed was beantwoord, want keiser Hirohito het persoonlik instruksie gegee dat niemand verder moes om die lewe gebring geword het. Jy gaan nie hierdie ander 5 manne gaan nie doodgemaak word nie, maar hulle was in streng aanhouding gewees, en dit het baie sleg gegaan met hulle. Hy het vir 'n groot gedeelte van die volgende paar jaar, let wel, het hy deurgebring in 'n alleen aanhouding. Hulle was in alleen aanhouding tot nadat die bomme geval het op Hiroshima en Nagasaki, nadat die Amerikaners hulle gaan ontset het in 1945, Augustus van 45. Eers dan, vanaf vanaf April 1942. 'n groot gedeelte daarvan was hy gedwing om te sit bo soos 'n klein houtpaal. Is dit dat alwaar hy kon gaan sit. Hy het geslaap hier so op een sementvloer. Hulle het omtrent niks gevoer nie. Sodanig so dat Bob Meader dood is van ontbering. Hy is dood van die honger. Maar hy het herinner, hy wat Bob Meader is, het vir Jacob gesê, Jesus lewe. Daar is 'n God, hy sal vir ons beskerm, en hy het aangehou dit sê, terwyl hy besig was om te sterf van die honger. Want hy het geweet, dat is 'n beter lewe wat op hom wag. Hy het geweet, hy gaan nou slaap, maar die Here kom om my te kom haal. En hier het ietsie by Jacob de Scheiser gebring om hom te laat, sy kop te laat draai en te wonder oor hierdie goeders. Dis hoe hulle gelyk het toe hulle uiteindelik vry was. Jy sien maar as daai manne moes hulle uitgeteer. Dis die enigste 3 wat hierdie oorleef het. Die enigste 3 van die doelwit span van die bed out of hell wat geleef het. Maar ek spring 'n gedeelte oor. Na aanleiding van Bob Meader se geloof wat hy gesien het, toe begin hy om te dink aan die verse wat hy geleer was as 'n jong kind. Hy het begin om daaraan te dink van wat het sy ouers hom vertel, want sy ma het gesê was gelowige, sy pa was gelowige. En hy lees hierdie verse waar, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God met die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Hy het hierdie woorde gelees op die 8de Junie 1942 en hy het besluit om sy hart te gee vir die Here. Op daai stadium. Ek kom terug na hierdie gedagte. Wat is die skrifgedeelte wat ek nog verwys het? Daarom dank ons God met sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, dat deur ons verkondig het, julle dit aangeneem het, nie is die woord van mens nie, maar soos dit waarlik is die woord van God wat in julle werk. Wat in julle ook werk in julle wat glo. Maar hierdie is die werklikheid van die Bybel in baie gevalle. Op hierdie stadium van die wedstryd, dan word daar 'n baie lae dink gegee aan hierdie boek wat ek in my hand het. Dit wat u by u het. Baie lae dink in opsigte van dit. Die goedes wat ek gehoor het weer hierdie laaste paar dae van mense in ander denominasies wat dit geglo word, daar word gesê dat daar word die maagdelike geboorte word betwis.
Die opstanding van Jesus word betwis. Die wonderwerke van Jesus word betwis. Daar word gesê dat hierdie is eintlik maar net alles net hersenskil. Dit word nie geglo nie. Nee, dis net lou bespiegeling. Jy dink so, maar ek dink op 'n ander manier. So dis maar so. En hulle glo nie dat dit enigstens gesag in die woord is. Maar ek wil baie graag net vir almal herinner hierdie. Hier's net 'n kort gedeelte. Hierdie is eintlik nie sentraal tot die boodskap nie, maar ek wil graag so insit, net om te onthou. Die woord is uniek. Hierdie boek wat ek nie so by my het, is uniek. Daar's nagenoeg 40 mense hier aangeskryf. Van hulle was konings, Nebukadneser, Salomo, Dawid. Van hulle was profete, van hulle was skaapwagters, Amos. En van hulle was 'n aanhouding gewees, Paulus. Van hulle was op die toppunt van Israel se bestaan, Salomo. Van hulle was op die laagste punt van Israel se bestaan, Daniel en Jeremia, toe dit in ballingskap was. Van hulle was verskriklik angstig. Dawid toe besig was om te skryf van die dae van doodskade weer. En toe hy skryf toe hy Psalm 91 geskryf, en ander wat besig was om die jubelsang te gee. Die persoon wat Jesaja geskryf het, was in 'n ander gemoedstemming as die persoon wat Hooglied geskryf het. En is in 1500, dis oor 1500 jaar is dit geskryf in 3 verskillende tale, op 3 verskillende kontinente, oor al die tydperk, en almal is besig om presies dieselfde boodskap te vertel. God wat sy mense kom haal. Dis uniek. Jy kry dit nêrens in geen ander literatuur. Nee, dit nie. Die woord is toeganklik. Dit is nie 'n vreemde, esoteriese boek wat ons nie mooi kan verstaan wat dit bedoel. Ons moet iewers ter 'n berg gaan klim en dit in 'n hande kry. Nee, hy is vir ons beskikbaar. In elke taal onder die son omtrent. Dan kry mense. Dis bondig, en hy kom nie so tot by die punt. Hy sê vir jou, die saak is soos wat dit is. Dis verstaanbaar. Dis suiwer. Want mense het dit oorgekopieer, suiwer elke keer, maak seker dat die kopie is reg, as die hele geskiedenis in daai verwonder, dat ek nou nie tyd het om te gaan nie. Die woord is duidelik, hy sê dit soos wat dit is, maar dit is ook bonatuurlik, want sover as wat mens deur dit lees, dan sien mens, daar soos 'n belofte wat gemaak word vir honderde jare in die toekoms, en dit word waar. Een profesie na die ander wat waar word. Bonatuurlike ingryping. Nie net bonatuurlike ingryping, hy is ook doodeerlik. Hy verswyg nie die foute van Dawid, Israel se grootste koning. Hy verswyg nie die foute van die disippels, Jesus se eerste volgelinge. Hy sê dit net soos wat dit is. En praat van goeders wat werklik is. Soos wat mens deur die evangelies lees, dan is daar stede, met volkegroepe, daar so streke, daar so gebeurtenisse wat alles weer gesien kan word in die argeologie. Die boek is nie net sommer so nie. Maar dit bring ons nou terug hier na die storie. Jacob de Schuyzer lees hierdie stuk en hy sê daar so, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Hy aanvaar dat toe. Hy het die Bybel gekry. Ek dink persoonlik, as ons mooi gaan kyk, dan gaan dit waarskynlik 'n engel wees met 'n Japaneese vlag op sy skouer wat ingekom het en hom 'n Bybel gegee het. En toe, hoekom sal die Japaneese soldaat dit gaan doen? Hoekom? Dit is onverstaanbaar, maar dit het gebeur. En nadat hy dit vir 'n maand gehad het, dis al wat hy gedoen het met sy tyd. Hy het net die Bybel gelees. Behalwe die feit dat hy rondgejaag was en dat hy geslaan was en hulle het dit verskriklik gemartel. Blykbaar was daar een van die wagte wat 'n punt gemaak het daarvan om sy voete in die deur te slaan. Dit is 'n groot staal deur en dit is so vasgebind en dan slaan hulle die feit sy enkels nie vergrys is nie, verstaan ek nie. Maar hulle is met stokke is hulle geslaan. Hulle is nie gevoel
nie. Hulle is in skerp binne gesteek, hulle is gebrand, dit is allerlei goedes wat jy kan dink, wat hulle aanvanklik probeer het om inligting uit hulle uit te kry, en na dit is hulle net eenvoudig om net te martel. En toe hy hierdie lees, weet julle wat hy toe gesê het? Ek sou op daai stadium nêrens anders in die wêreld wees nie, want ek het gevoel hoe ek vry is van dit. Want die Here Jesus het vir my 'n werklikheid geword, te midde van daai omstandighede. Het iemand gekom en 'n poging gehou? Nee. Het hy 'n YouTube video gekyk? Nee. Hy was net besig om die woord te lees van waar hy sien van 'n God wat omgee oor sy kinders, en wat daai God doen dit vir hom. En ek spring 'n stukkie oor. En hy het begin om lief te word vir die mense wat hom gemartel het en wat hom aanhou geneem. Hy het begin om vir hulle in te tree in gebed. Augustus 1945 kom die oorlog tot 'n einde en hy gaan terug Amerika toe en hy gaan bekwam homself om die boodskap te verkondig. En in 1948 keer hy terug saam met sy vrou Florence na Japan toe. Hy skryf 'n traktaatjie genaamd I was a prisoner of Japan. Ek was 'n gevangene van Japan. Hy druk 'n miljoen van hierdie pamflette. En hy stuur dit so toe en dit word versprei in Japan. En onthou op hierdie stadium in die wedstryd Japan geen idee. Dit was ek dink die hele wêreld was maar so klein bietjie deur mekaar van wat hy gaan is na die Tweede Wêreldoorlog, maar Japan en Duitsland in die besonder. Japan het nie geweet van waarheen om te gaan, want hulle onfeilbare keiser moes om verskoning gevra het vir goedes. Hy moes gesê dat, okay, ons gaan eintlik nou stop met hierdie ding. Hulle het geen idee gehad om waar om te gaan nie. Hulle hele identiteit as 'n nasie het basies weggeval. En daar ontmoet toe duisende van mense hierdie man toe hy aankom by die kamp, by die dokke. En hy begin op unieke wyse om die boodskap te verkondig. En jy kan sien daar sit hy van iets wat amper lyk soos 'n volle met hierdie groot luidsprekers op die dak. En hy het deur middel van tolke het hy begin om in Japan, en ek dink hy het al met Japanees begin baas raak op 'n stadium. Toe het hy begin om die boodskap te vertel. Hy het in die eerste jaar wat hy in Japan was, is daar 1000 mense wat tot bekering gekom het. En hy was vir die volgende 6 jaar was hy net besig om in Japan te preek. 4-5 keer 'n dag. Vir jare. Die hele plek vol. Dieselfde mense, dieselfde volkegroep wat hy vroeër wil laat bloei. Dieselfde mense wie hy gehaat het met 'n passie, vir hulle is hy besig om te vertel van die liefde van die Here Jesus Christus. Vir hulle. Hy het binne dieselfde stad wat hy gebom het hy 'n veldtog gaan hou, hy gaan preek. En hy het in Nagoya, het hy ook 'n kerk gevestig, tevens hy het 23 kerke geplant in Japan. 23. Daar is hy weer besig om die boodskap te bring. Waar hy aanvanklik Japan, toe hy gevul was met haat, toe het hy Japan bestook met bomme. Toe sy hart gevul was met liefde, toe bestook hy hulle met pamflette, wat vertel van die Here hom gedraai. 23 kerke gevestig, 'n lewe van bediening. En hier is 'n prentjie van hom met sy medaljes. Dit is Jacob de Schuyzer, toe hy baie ouer was. Ek is nou nie groot op heraldiek nie, maar links bo, as ek nie mis het, is die Purple Heart,
wat hy verwerf het. Wat ook vir heldedade is, vir dit wat hy gedoen het. En dit was net vir die feit dat hy deel was van die doel wat hom aanval. Maar daar's ietsie anders waar hy baie meer trots is as die. Baie trotser is as hierdie medaljes. En ek gaan 'n klein bietjie terugspring in die storie. Daar was 'n man met die naam van Mitsuo Fushida, kaptein Mitsuo Fushida. Hy het die aanval op Pearl Harbor en hy beplan, dit was syne. Hy het gesê van hoe die ding moet werk, hy het gekom dat hy dit aanbeveel en die opperbevel van Japan het gesê, is reg, ons gaan dit doen. En hy was die eerste vliegtuig wat ingekom het, en soos wat hy ingekom het, hy die kodewoord geskree, Torah, Torah, Torah. En hierdie het niks te doen met die Torah, die eerste 5 boeke in die Bybel nie, dit is nie Hebreëus nie. Dit is, as ek reg onthou in die Japanees, Totsugeki, Raitsugeki, iets in die voege, ek kan nie Japanees praat nie, behalwe vir sushi en karate, dan kan ek nie Japanees praat nie. Maar hierdie Torah, Torah, Torah is die kodewoord wat hulle gebruik het vir blitsaanval. Ons blitsaanval was suksesvol. Net as 'n interessante geskiedkundige nota, dit is my interessant dat beide die Japaneese en die Nazi's beide staat gemaak het met blitzkrieg en blitsaanval, elk met eie, maar nou, dis net baie graag. Hierdie man was een van die mees gehate mense onder die Amerikaners, want hy was die ou wat met die ding tevore dag gekom het. Dis dieselfde gedagte dan soos dat Jode sou gehaat het oor iemand soos Goebbels. En na die oorlog, toe het kaptein, hy het 'n ander rang gehad, met so Fushida, het hy 'n klein pamflet in die hande gekry wat gesê het, ek was 'n prisonier van Japan. My hart is geraak deur 'n lees van die woord. Suiwer met 'n lees van die woord het ek verander van 'n persoon wat julle gehaat het, tot iemand wat vir julle die liefde van ons verlosser wou gee. En Mitsuo Fushida word 'n Christen en preek saam met Jacob de Schuyzer vir etlike jare in Japan. En dit slaan my, ek het dit hoendervleis in die brood gedagte. Is die God wat ons dien, nie te wonder? Is dit wat gebeur, wat jy lees van die woord, nie verstommend nie? Aardsvijande, en daar is hulle saam, besig om die woord te lees, besig om te vertel van die deugde van ons Here Jesus Christus. Interessante storie, interessante verhaal. Ek het werk maar wat het met my uitgewaai? Ek kry dankie vir die geskiedenis. Maar die vraag is dat, lees ons. Die vraag is, glo ons. Die vraag is, bely ons die. En net om ons gou hier te bring tot by waar dit vasdrag plek kry vir ons, wat ons sien, waar die ek die Peer tref. Hulle was aardsvijande. En die een het die liefde van Jesus ontdek, omdat die ander een die liefde van Jesus ontdek het. Omdat een van hulle die Jesus ontmoet het, deur die lees van die woord, toe kom die ander een ook. En toe kon albei van hulle sê, goeiste, en toe vermenigvuldig dit net. Want dit sou een ding gewees het as Jacob de Schuyzer 'n Christen geword het. Net daai, in sigself, is al klaar. Wow. Te midde van daai omstandighede, en dat hy niks wou gedoen, hy wou geen aksie geneem in die mense tot nêrens van die nie. Maar die feit dat hy sy aardsvyand self, dat hulle versoen is. Nie net versoen nie, hulle is kamerade. Hulle het saam geveg in die loopgraaf van die geloof teen die ware vyand.
voel, ek gaan eers so doen. Wat sien my vyande? En as mense nie baie vir my nie. Wat sê my vyande oor die God wat ek aanbid? Wat sê die mense wat met U vashou, kop staan? Wat is hulle geloofservaring in daai interaksie? Waar is God in dit? Julle moet julle vyande lief hê. Julle moet julle vyande lief hê, sê die Here. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand met jou haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyand lief hê, seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word. Kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. En as ons die woord lees vir wat dit werklik is, en ons hart word verander, sodanig so dat ons gevoelens heens ons vyande verander, dan is die wêreld regtig verander. Dan is daai interaksie is anders. Dan sal mense sê, hierdie is radikaal anders as wat ek verwag het. Want dit is baie maklik vir ons om meer kennis te hê as iemand anders ter 'n bepaalde vakgebied. Dit is baie maklik om vir ons te sê dat maar ons weet van hierdie ding meer. Dit is eenvoudig, maar om werklik lief te wees vir iemand anders, wat radikaal anders dink, radikaal anders wil doen, dis iets wat net God kan doen. So dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Hierdie woord is transformerend. Mag dit ons transformeer, en sodoende die wêreld daarna. Amen. Baie dankie julle Werner. Ek is seker julle sien uit. En as hy tweede gedeelte wat hy vir ons gaan voorlê, dit is staan vas, hou vas en koers vas. Kom ons gaan ook denk vanaand ons gesê dat ons vyande ook lief het. En 'n kort afkondiging môreoggend 9